Goed, so in vandag se les van faktorisering gaan ons net 'n bietjie hersiening doen oor hoe om 'n gemeene faktor uit te haal en wat dit beteken. En how to wrap our heads around this as ek nou die Engelse woorde hiervoor kan gebruik. So ek het 'n paar voorbeelde waardeur ons saam gaan werk en dan pause jy die video waar ook al jy wil wanneer jy wil. Dan sou ook 'n bietjie huiswerk aan die einde net om alles lekker vas te lê en vir jou om regtig te verstaan wat hier aangaan. So kom ons kyk gou na voorbeeld 1. Voorbeeld 1, in elke geval sal die vraag wees, faktoriseer die volgende uitdrukkings volledig. En by voorbeeld 1 wil ons 12x plus 8 gaan faktoriseer. So die eerste ding wat ons sien, is dat ons kan nie hierdie twee terme by mekaar tel nie. Hulle is nie gelyksoortig nie. So selfs al wou ons dit bietjie vereenvoudig voordat ons faktoriseer, is dit in elk geval nie moontlik nie. So wat moet ons doen? Die eerste stap sal wees, kom ons ontbind die 12 en die 8 in hulle priemfaktore, want beide die 12 en die 8 is saamgestelde getalle. So dis die teenoorgestelde van priemgetalle. Nou as jy in jou sakrekenaar 'n getal kry, byvoorbeeld 12, jy druk 12 is gelyk aan shift en fact. As jy dit nou op hierdie manier wil doen, dan gaan hy vir jou uitspoeg 2 kwadraat maal 3 of 2 kwadraat punt 3. Maar in elk geval, ek wil nou nie dit in eksponensiële notasie skryf nie. Ek sal verkies om dit te skryf as 2 maal 2 maal 3 maal x. So wat het ons gedoen? Ons het die 12 gevat en dit gaan skryf as 2 maal 2 maal 3. Ons gaan presies dieselfde doen met die 8. So 8 is gelyk aan shift fact, geef ons 2 tot die derde mag, maar ek gaan hom nou in uitgebreide notasie skryf, sodat ek 'n 8 en 'n 2 het. OK. So dit is dan nou waar ons die twee syfers in hulle priemfaktore ontbind. Nou moet ons gaan kyk, wat is nou gemeenskaplik vir albei hierdie getalle? Tussen die pink en die pers, wat lyk dieselfde? Wat is die grootste gemeene faktor? Beide van hulle bevat 'n 2. Daar's nog 'n 2. OK. En die res lyk nie dieselfde nie. Nou kyk jy na 3x en jy kyk na 2. OK, cool. So at least het ons nou, ten minste het ons nou 'n idee van wat die grootste gemeene faktor is. Dis 2 maal 2. Maar ek gaan dit nou neerskryf, maar dis nie eintlik wat ek wil doen nie. 2 maal 2 is ons gemeene faktor en dan maak jy hakkie oop. En die geheim nou hier is, indien jy sien dat jy twee terme aanvanklik gehad het by jou oorspronklike vraag, dan weet jy dat binne jou hakkie moet jy dan ook weer eindig met twee terme. Dis belangrik om dit nou te onthou. Daar's 'n plus tussen die terme, so ek sit ook 'n plus in my hakkie. En die vraag nou is, wat bly oor, as ek dit in aanhalingstekens kan sit, wat bly oor van my eerste term, indien ek die gemeenskaplike faktor wegvat? So ek vat nou die 2 maal 2 weg, nou wat bly oor? Daar bly 3x oor, 3 maal x is 3x. En soortgelyk, wat bly oor van my tweede term, indien ek die gemeenskaplike faktor wegvat, of daarmee deel, dan bly daar net 'n 2 oor. En dit is dan jou finale nie die finale antwoord nie, ek sal graag die pers 2's wat omkring is, gaan skryf as 2 maal 2 wat 4 is, binne jou hakkie het jy dan 3x plus 2. So dit was nou die lang manier om daarby uit te kom. Ons gaan 'n bietjie vinniger werk by die volgende voorbeeld. So voorbeeld 2, wat is ons gemeene faktor? Jy sou kon gaan en dit in uitgebreide notasie kon gaan skryf. En dan sien ons dat ons gemeene faktor is y. So dit is 2 y's in elke geval, wat y kwadraat is met ander woorde. Wat bly oor van my eerste term, nadat ek die gemeenskaplike faktor weggevat het? Daar bly y oor. Wat bly oor van my tweede term, nadat ek die gemeenskaplike faktor wegvat? Daar bly 'n 4 oor. Dis dan jou finale antwoord by die tweede enetjie. Oeps. OK, derde een. X minus x kwadraat. Hier gaan ons nou moet versigtig wees. Nou gaan jy sê hoekom. Indien ons dit in uitgebreide notasie gaan skryf, dan gaan ons mos nou hê x minus x maal x. Nou jou gemeenskaplike faktor is 'n volle x by beide die eerste en die tweede terme. Met ander woorde, beide van hulle het ten minste 1x. Maar nou, onthou wat ek by voorbeeld 1 gesê, dat indien jy jou gemeenskaplike faktor uithaal, en sê, weet jy wat, dit is gemeenskaplik vir beide van hulle, dit gaan staan voor 'n nuwe hakkie, en jy gaan sit die minus in die hakkie. Nou moet ons onthou dat ons het aanvanklik met 2 terme begin, wat beteken ons moet met 2 terme eindig.
binne in die hakie, maar nou sê hulle vir my, Anja, by my eerste term, en ek zoom nou in, bly daar niks oor, indien ek die gemeenskaplike faktor wegvat nie. En nou hier gaan ek vir jou sê, nee, daar bly 'n 1 oor, daar staan eintlik x maal 1. En daai enetjie kom dan nou hierso. So as dit lyk asof daar in aanhalingstekens niks oorbly nie, dan beteken dit daar 'n 1 oorgebly. Die tweede term is 'n bietjie makliker want daar bly 'n x oor. So dis dan jou finale antwoord daar. Voorbeeld 4 is 'n lekker enetjie, grootste gemeene faktor. So nou moet jy dink, wat kan in beide 5 of in al drie terme indeel? Tussen 25, 5 en 10, ek sou sê 5 is gemeenskaplik. Al drie hierdie terme bevat minstens 1x. Skus, so die x moet ook deel vorm van my gemeenskaplike faktor. OK, daar is die 5x. Nou ek kon dit in uitgebreide notasie aanvanklik gaan skryf het. Ek kon gaan skryf het, en ek gaan dit nou doen, maar later gaan ek dit nie meer doen nie. Ek kon gaan skryf het 5 maal 5 maal x, 5 maal x maal x, en dan, hoekom werk my pen nie nou nie? Net 'n oomblik asseblief. En dan 2 maal 5 maal x, x, x. Ek kon dit gaan doen net, en in my kop kon ek dan gaan sê het, 5x is gemeenskaplik by al drie terme. OK? Maar dis mos 'n lang manier om daarby uit te kom. Maar kom ons gaan met gaan aan hierso. Wat bly oor van my eerste term as ek die gemeenskaplike faktor wegvat? My gemeenskaplike faktor in elke geval, ofwel voor die hakie is 5x. Wat bly oor is 'n 5. Wat bly oor van my tweede term indien ek die gemeenskaplike faktor wegvat? Daar bly 'n x oor, en dan laastens, wat bly oor van my laaste term indien ek die 5x wegvat? En dan bly daar oor 2xx wat 2x kwadraat is. En daai is dan voorbeeld 4. Verder kan jy niks doen nie, binne die hakie kan jy nie vereenvoudig nie, daar is nie enige ander gemeene faktore nie, so ons is klaar. OK, nou gaan dit 'n bietjie moeiliker raak, voorbeeld 5. Hoekom is dit moeiliker? Want ons het nou 'n negatiewe eerste term. Nou gaan jy sê, juffrou, maar daar verander dan nou niks nie. Wel, ja en nee. Dit is nie, in Engels sê ek altyd, it is good practice in mathematics, not to bla bla bla. So in die geval, gaan ek vir jou sê, dit is goeie maniere amper, is goeie praktyk in wiskunde, om nooit jou eerste term binne in jou hakie negatief te maak nie. OK, sit eerder die negatief voor die hakie. So ek gaan nou hierdie net een stapie terugvat. Die eerste ding wat ek gaan doen, is ek gaan sê, wat is ons gemeene faktor? So ons het minus 4x minus 12y, die grootste gemeene faktor is dan 4. Maar ek gaan sê dis minus 4. Met ander woorde, minus 4 is my gemeene faktor. Hoe kry ek dan die inhoud van die hakie? So hier gaan ek 'n bietjie vinniger metode gebruik om vir julle te help om dit te kan doen. Indien jy dan wil weet wat bly oor binne in my hakies, nadat ek die gemeenskaplike faktor uitgehaal het en hoe moet die teken lyk, ekskuus, binne in my hakie, gaan ek sê, kom ons deel beide terme met minus 4, want minus 4 is my gemeene faktor. So as ons die eerste term sou gaan deel het met minus 4, dan bly daar 'n positiewe x oor. En indien ek dan die tweede term sou gaan deel het met 'n minus 4, minus 12 gedeel deur minus 4 is plus 3. Dan bly daar 'n y ook oor. So in my kop deel ek beide terme met 'n negatiewe 4 en kan jy sien, so ongelooflik belangrik, dat binne in jou hakie daai minus verander na 'n plus. So indien jy dan, wat ek hier wil beklemtoon is, indien jy 'n negatiewe gemeenskaplike faktor uithaal, dan moet al die tekens binne in jou hakie verander. Voorbeeld 6 is 'n lekker enetjie, want hierso gaan ons 'n hele hakie gebruik as 'n gemeene faktor, of eerder 'n hele hakie identifiseer as die gemeene faktor. So A plus B is jou volledige gemeenskaplike faktor. Hy kom voor by albei terme. So jy gaan hom in die voorkant gaan sit, soos wat jy nog heeltyd gedoen het, en dan vir jouself vra, wat bly oor van my eerste term indien ek die gemeene faktor wegvat, of daardeur deel, daar bly oor 'n 2. Wat bly oor van my tweede term indien ek die gemeenskaplike faktor wegvat? Minus x. 2 terme binne in my
hakkie. So jy haal jou gemeene faktor uit en dan vra jy wat bly oor van die eerste term en wat bly oor van die tweede term. Voorbeeld 7 is baie dieselfde, behalwe, dit is 'n bietjie uitvangvraagie, want onthou julle, ek het gesê, indien daar niks oorbly nie, dan is daar altyd 'n 1. Goed, so ons gemeene faktor, net soos by die vorige voorbeeld, is die hele hakkie x minus y. There we go. Ek gaan hom uithaal aan die voorkant. X minus y, daar is hy. Nou wat bly oor van die tweede, wat bly oor van beide terme, indien ek die gemeenskaplike faktor wegvat? 4. Die 4 moet daar kom. En dan gaan julle vir my sê, maar juffrou, daar bly niks oor by die tweede term nie. Dan sê ek, nee, daar kan nie niks oorbly nie. Jy moet nog 'n term in jou hakkie hê, want jy het 2 terme gehad om mee te begin, so jy moet 2 terme binne in jou tweede hakkie hê. Sê ek, wat bly oor as daar niks oorbly nie? 'n denkbeeldige 1. En dan gaan julle sê, wow, hier gebeur iets. Vir die eerste keer in die hele oefening, kan ek daai vereenvoudig. 4 minus 1 is 3. Dis oulik. Nou weer eens gaan ek vir jou sê, dit is goeie praktyk in wiskunde, om daai 3 voor te gaan staan en skryf. Hou asseblief dit in faktorvorm, moenie nou weer gaan inmaal nie. Faktorvorm beteken jy wil 'n hakkie maal iets anders hê in jou finale antwoord. Voorbeeld 8, ons is amper klaar. Hier gaan ons doen wat ons noem groepering. Ek weet nou nie of dit 1p of 2p het nie, maar die oomblik as jy 4 of meer terme sien, dan weet jy, ek gaan moet groepeer. Ek gaan hulle in pakkies bymekaar moet maak en sê, kom ek sort net eers vir julle uit, voordat ek aan julle kan aandag gee. En dis wat ons gaan doen. So by die pink 2 terme, wat is gemeenskaplik? Albei van hulle bevat 'n A. Wat bly oor, indien jy die A wegvat? X min y. Cool. Sit nou 'n plus, onthou jy maal nie. Jy wil groepie vir groepie gaan faktoriseer, happie vir happie. So daar was nou die pink gedeelte gewees. Nou by die volgende 2 terme, wat is gemeenskaplik? B. Haal die B uit, wat bly oor van jou 2 terme? X min y. Is ons klaar? Nee, hoekom nie? Want ons het 'n hele hakkie wat 'n gemeene faktor is by beide terme. So dis stapie nommer volgende. Haal jou gemeene faktor uit wat 'n hakkie is. Vra vir jouself, wat bly oor van die eerste term en wat bly oor van die tweede term. En kyk hoe mooi groepeer ons nou die pink en die pers en dan is jy klaar. Jy kan niks verder doen nie. Dit is alles in hakkies. Dit lyk nou baie ingekleer, maar net om te bevestig. Dis 2 hakkies, die een hakkie is x min y en die ander hakkie is a plus b. Dis nie 'n 6 nie, dit is 'n b. 2 klein voorbeeldjies oor en dan is dit huiswerktyd. Onthou wat ek gesê het, ons gaan nooit 'n negatiewe term binne in die hakkies sit nie. Ek gaan nog die langer metode hier gebruik. Ek kan albei terme gaan deel deur negatief 10p tot die 3de mag. Dit is my grootste gemeene faktor. Nou, hoekom doen ek dit nou so? Want die oomblik as daar 'n minus by jou eerste term is, dan weet ek daar kom moeilikheid. Okay, daai minus sê vir my moeilikheid. Dit sê vir my, ek probeer jy kan hierdie hele ding in jou kop doen, maar indien jy sukkel, gebruik jy lang metode. Jou gemeene faktor is negatief 10p tot die 3de mag. Dis waarmee ek nou elke by albei terme deel. Ek deel met my gemeene faktor. Maar wat bly oor binne in my hakkies? Want ek kan nie net albei gaan deel en dan bly daar niks oor nie. Of ek verander die waarde van die uitdrukking nie. Ek kan nie dit doen nie. Maar ek wil die gemeene faktor uithaal. Nou gaan jy sê, juffrou, as ek nou hier gaan deel, minus 10, p tot die 3de mag, p tot die 3de mag, juffrou, dan bly daar niks oor nie. Dan sê ek vir jou, nee, as jou teller en jou noemer ewe groot is, presies dieselfde lyk, dan is jou finale antwoord 1. Okay, by die tweede enetjie, dan moet jy mooi dink, want wat gaan gebeur, indien jy negatief 100 gedeel deur negatief 10? Jy gaan opeindig met positief 10, want 100 gedeel deur 10 is mos nou 10. Okay, dat is die eerste ding wat jy gaan doen. En die minusse kanselleer mekaar uit. So, positief 10, en dan wat van die p? So hier het ek p tot die mag 3, p tot die mag 6, ek gaan daai gaan minus, en as ek die 3 minus van die 6, dis my exponentwette, dan bly ek oor met p tot die mag 3.
kan jy sien, en jy moet dit nou weet, indien jy 'n negatiewe gemene faktor uithaal, dan verander al jou tekens binne in die hakie. Met ander woorde, jou eerste term was aanvanklik negatief, nou is hy positief. Jou tweede term was aanvanklik negatief, nou is hy ook positief. Kan jy sien dat albei tekens verander? Oepsie. OK, laaste een. Ag, dis 'n lekker enetjie. Hoekom? Want jy het weer 'n gemene faktor wat 'n hele hakie is. Ek is so bly as dit gebeur. Daar's jou gemene faktor wat jy uithaal. Die oomblik as jy hom in die voorkant sit, dan vra jy vir jouself, wat bly oor van my eerste term indien ek my gemene faktor wegvat? Daar bly 'n 3 oor. Great. Wat bly oor van my tweede term indien ek my gemene faktor weggevat het? Daar bly oor minus 6y. Nou, daar was 'n soortgelyke een in 'n onlangse toets gewees waar ons van julle verwag het om verder te faktoriseer. OK? Hoekom? Want jy moet. Faktoriseer volledig beteken die laaste ding moet gefaktoriseer word. So as ek nou kyk na my tweede hakie, dan sien ek, o jene, ek kan verder faktoriseer. 3 is dan nou gemeenskaplik. Hoe gaan ek dit doen? Sit die 3 aan die voorkant van die tweede hakie. Wat bly oor? Nie niks nie. 1. Onthou jy deel daardie term met jou gemene faktor. 3 gedeel deur 3 is 1. En minus 6y gedeel deur 3 is minus 2y. En jy's klaar. Hier is heerlike huiswerk, ek gaan dit op die skerm los. Dis 24 kort sommetjies. Ek jok, dis baie. Maar indien jy dit kan doen, dan beteken dit die eerste gedeelte van faktorisering is afgehandel en dan maak dit die volgende deel net soveel makliker. Sterkte!